Gelyke indiensneming, grondhervormingswetgewing, arbeidsmarke, sake as ook die wysiging van die nasionale waterwet is van die onderwerpe wat tans aandag geniet in die parlement. Om ons meer hiervan te vertel, sluit ons nou aan by Annelies Crosby van Agbiz. So daar's 'n paar dinge wat ons 'n oogie ophou op die oomblik in terme van arbeidswetgewing, grondhervormingswetgewing, waterwetgewing, wat ek dink ek net graag die hoogtepunte van gee van, jy weet, waaroor gaan dit, waar is dit in proses, wat is ons besig om te doen rondom dit. Die gelyke indiensnemingsregulasies is op die 16de April gepubliseer. Daar was 'n aantal prosesse gewees, konsultasies wat plaasgevind het, daar was konsepteikens wat gestel is, daar was redelike ongelukkigheid in die meeste sektore oor die teikens, omdat baie daarvan onbereikbaar is, werklik waar moeilik gaan wees om binne 5 jaar te voldoen aan daai tipe van teikens. Ons het eintlik verwag daar gaan nog verdere konsultasie plaasvind, spesifiek met ons sektor ook, omdat ons gevra het daarvoor, maar dit is nou gister gepubliseer en die effektiewe datum is dan nou die 1 September 2025, wat die voldoening moet begin aan hierdie nuwe regulasies. Die teikens is ook gepubliseer en daar gaan nou 'n 5 jaar periode wees waarbinne hierdie teikens dan nou bereik moet word. So, dis baie belangrik dat almal in ons sektor wat meer as 50 mense in diens het, want dit is die drempel wat die wetgewing stel, hulle moet vergewis daarvan dat hulle moet begin stappe neem nou ter voldoening aan hierdie nuwe regulasies en spesifiek die teikens wat gestel is in die verskillende kategorieë van senior bestuur en hoogs bekwame, hoogs semi wat sê hulle skilled ensovoorts. En dit daar gaan van jou verwag word as jy nie aan daardie teikens kan voldoen nie, om redes te kan gee om dit te regverdig. Die wetgewing en die regulasies praat van grounds of justification, wat jy sal kan gebruik, en daar word 7 van hulle gelys, wat mense sal kan aanvoer waarom jy nie voldoen het nie, maar werkgewers moet van die begin af baie mooi gaan kyk, wat is hulle realiteite, wat dit vir hulle moeilik gaan maak om te voldoen aan hierdie teikens, en daai realiteite sal dan waarskynlik hierdie gronde wat hulle uiteindelik sal kan aanvoer waarom hulle nie voldoen het nie, dan nou, jy weet, die agtergrond daarvan vorm. So, dit is moontlik dat daar litigasie gaan wees rondom hierdie teikens en veral die konsultasieprosesse en die manier wat dit gevolg is ensovoorts, maar mens kan natuurlik nie reken daarop nie. Dit is nou 'n realiteit en werkgewers moet begin om hulle self te rad. Daar gaan blykbaar werkswinkels ook wees deur die departement van arbeid en indiensneming om mense bietjie op hoogte te bring van presies wat nou vereis moet word ensovoorts. So dit sou 'n goeie idee wees om daai werkswinkels te gaan bywoon. Ek seker daar sal baie privaat konsultasie firmas wees wat ook werkswinkels aanbied en mens moet eenvoudig net so gou as moontlik op hoogte kom dat jy kan begin probeer voldoen hieraan. So dit is die eerste ding waarop ek graag wou gefokus het. Die tweede een is natuurlik die grondhervormingswetgewing. So bietjie stil geraak rondom die onteieningswet nou. Ons weet almal, staatspresident het hom geteken. Hy het nog nie in werking getree nie. Daar is 'n DA hofsaak hangende wat veral fokus op ook die proses wat gevolg is in die Nasionale Raad op Provinsies uiteindelik om die wetgewing deur te voer en dan ook oor die presiese rol van die hof by onteiening. Maar daar is nog nie op hierdie stadium verdere verwikkelinge rondom dit nie. So die goed waarvoor 'n mens moet dophou is wanneer dit dan nou in werking gestel word en ook wat die uitslag van hierdie hofgeding gaan wees wat nou hangende is op die oomblik. Dan het die minister van Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling so rukkie terug 'n voorlegging in die parlementêre portefeulje komitee gemaak oor nuwe wetgewing wat op pad is, wat hulle noem die gelyke toegang tot grond wetsontwerp.
En dit gaan fokus op herverdeling. Op hierdie stadium het ons nie wetgewing wat regtig herverdeling reguleer en mandateer nie. Ons het restitusiewetgewing, ons het besitreghervormingswetgewing, maar hierdie een sal baie spesifiek gaan oor die herverdelingsaspek. En dit is baie waarskynlik dat daar onteieningsmagte ingeskryf sal word vir herverdelingsdoeleindes. So mense gaan baie mooi kyk hoe dit omskryf en geformuleer word. En dan was daar ook weer sprake van dat hulle dalk grondplafonne weer wil inbring deur middel van hierdie wetgewing. Met ander woorde, 'n beperking op die hoeveelheid hektaar wat iemand potensieel sal mag besit. So dit is ook iets wat ons het glad nog nie konsep gesien nie, maar dis ook iets wat fyn dopgehou moet word op hierdie stadium in tyd. En dan is daar binne Netlek is daar 'n arbeidsmarkkamer of 'n labour market chamber wat nou al 'n lang tyd onderhandel. Dis nou die vakbonde, besigheid, regering wat onderhandel oor wysigings aan al die verskillende arbeidswetgewing. En hulle het 'n redelike lywige verslag uitgebring 'n maand of 2 gelede, en daardie verslag beveel dan dat daar wysigings aangebring word, onder andere aan die wet op basiese diensvoorwaardes, en daar word gekyk na die definisie van wat is 'n werknemer presies, en daar's ook 'n fokus op die skeidingspakkette van werkers wat afgelê word, wat moontlik verhoog kan word na 2 weke per jaar, wat iemand in diens was. Op die oomblik is dit 1 week per jaar, en dan ook 'n paar ander wysigings rondom kollektiewe bedinging en die tipe van goeders wat potensieel ter sprake kan kom. So dit is ook iets wat waarskynlik binnekort in die parlement ter tafel gelê sal word en wat ons baie fyn sal dophou. En dan die ander wetgewing wat ons nou al geruime tyd voorwag is die wysiging aan die nasionale waterwet. Ek het eintlik verwag dat hy al ingedien sou gewees het in die parlement. Dit het nou nog nie gebeur nie, maar dit het ook redelike omvattende wysigings rondom goed soos die bestaande gebruiksregte, soos die verdeling van water tussen die sektore, en vereistes rondom transformasie ensovoorts, wat vir die besproeiingsouens dink ek 'n redelike bron van kommer is. So hy mag dalk nou die parlement is nou in reses op die oomblik, ek dink tot so 17de April as ek nou reg onthou, mag wees dat ons hom nou in die volgende termyn voor die parlement kry. Dit is dan meer oor die sake wat tans aandag geniet in die parlement, en ons het gehoor van Annelies Crosby van Agbiz.